Ons sluit vanoggend hierdie reeks af en ek besef vanoggend is hier heel wat mense wat dalk vir die eerste keer hier is en jy was nie deel van hierdie reeks nie, maar ons het vir die afgelope paar weke by Kruik 'n reeks gedoen oor die huwelik. En ek is net baie nuuskierig ook. Ons het die eerste week gevra hoeveel van ons is getroud, hoeveel van ons is enkel lopend en deur die loop van die weke het mense my gestop en vir my vertel van hoe lank hulle getroud is en kan ons vanoggend die mense eer wat langer as 20 jaar getroud is. Hoeveel van julle is vandag hier? Langer as 20 jaar, kan jy net jou hand gou opsteek? Hier sê julle, kom ons kyk gou rondom ons, kom ons gee vir hulle lekker hande klap, dankie. Is die van ons wat langer as 40 jaar getroud is? Ja, kom ons gee vir hulle 'n goeie hande klap, ja. So hoor ek van hierdie oom en tannie van Secunda, en die oom is verskriklik siek, en hulle gaan sien dokters in Pretoria. En na al die ondersoeke sê die dokter vir die tannie, ek wil graag alleen met jou praat in my spreekkamer. Die oom stap uit, en hy sê, tannie, ek het vir jou goeie en slegte nuus. Die slegte nuus is, die oom is baie siek. Sy kondisie is nogal baie ernstig. Maar die goeie nuus is, jy gaan hierdie kondisie kan omdraai. Maar daar's 'n paar goed wat jy vir die volgende 3 weke moet doen. As jy tannie, jy moet vir die volgende 3 weke hierdie oom dien met alles in jou. As jy hom wakker maak in die oggend, eintlik moet jy hom nie eens wakker maak, jy laat hy in lê. Laat hy rustig wakker word. Maar laat hy wakker word met 'n lekker koppie koffie en 'n stukkie beskuit. En dan deur die loop van die dag, dan dien jy hom. Hoor, wat is sy behoeftes? En vervul elke behoefte van hierdie oom. In die middag, geef hom sy koppie tee, laat hy rustig sit en sy gunsteling seepie kyk. Naweke los hom, dat hy die sport kan geniet. In die aande, tap vir hom 'n bad water. Na die bad, smeer sy lyf in, dat hy rustig kan gaan slaap. En jy sal hierdie kondisie kan draai. As jy dit nie doen nie, gaan die oom nog sieker raak. Pad terug Secunda toe, julle weet die pad is lank en is stil in die kar en die oom draai na die tannie toe. Hy sê vir die tannie, lief, wat het die dokter vir jou gesê toe jy alleen gepraat het? En toe die tannie vir hom sê, die dokter het gesê, jy gaan dit nie maak nie. Nou, of jy nou al vanoggend lank getroud is, of jy nie korter getroud is van julle wat verloof is, wat die einde van die jaar gaan trou. En net so terloops, ek wil jou nooi, as jy beplan om te trou nog in hierdie jaar of vroeg volgende jaar, ons het 'n pre-marriage course die 9de en die 10de Oktober, dis 'n Vrydag aand en 'n Saterdagoggend. Asseblief woon dit by. Jy kan jou naam gaan opsit by die kontakpunt. Maar of jy nou lank of kort getroud is, baie keer kom ons na die huwelik met sekere verwagtinge. Elkeen van ons het na jou huwelik gekom met bepaalde verwagtinge. En soms het ons bepaalde wanopvattings oor die huwelik. En daar's 'n lang lys van wanopvattings. Ek wil 'n paar vir jou noem. En dalk het jy in die huwelik ingegaan met hierdie volgende wanopvatting. 'n Groot wanopvatting, heel eerstens is, dat my maat gaan verander sodra ons trou. Kan ek vir jou nuus gee? As hy gesnork het voor die troue, gaan hy 10-1 nog meer snork na die troue. As sy baie skoene koop voor die troue, sy gaan 'n groter kas nodig hê na die troue. Die huwelik is nie 'n uitveer nie. Die huwelik is eintlik 'n vergrootglas. En ons trou nie potensiaal nie, jy trou 'n persoon. Dis 'n groot wanopvatting. 'n Tweede groot wanopvatting is die volgende: dat my maat gaan altyd weet wat ek nodig het, sonder dat ek hoef te vra of iets te sê. Daai telepatie. Hulle gaan weet, wat is my behoeftes, wat gaan my gedagtes aan, wat het ek nou nodig? En dan 'n derde groot wanopvatting is, ons gaan die huwelik baie keer in en dink, my huwelik gaan elke dag 'n groot witbrood wees.
Sy gaan elke aand my verwelkom by die voordeur met daai pragtige nagklere van haar. En dan gaan sy my innooi na die kerslig ete, elke aand voorberei met ligte, sagte musiek in die agtergrond. Elke aand gaan hy vir my 'n badwater tap, my voete insmeer. Die huwelik is een groot witbrood. En dan slaan die realiteit. En baie keer is hierdie verwagtinge voor die tyd van hoe die huwelik moet lyk, maar dan gebeur die lewe. Ons het kinders, ons het verantwoordelikhede, en die lewe gebeur. En die groot gevaar is dat daar ontstaan hierdie gaping tussen my verwagtinge en die realiteit. En wanneer ek nie hierdie gaping wat ontstaan vul met God se waarheid en met sy beloftes nie, oor die huwelik nie, begin ek leuns te glo oor die huwelik. En ek jou graag nooi om te luister na die volgende leuns wat ons soms glo oor die huwelik. Kom ons luister hierna. Ek kom uit 'n familie met baie gebroke verhoudings. Niemand in my familie sal ooit gelukkig getroud wees nie. My huwelik is onherstelbaar. Maak nie saak hoe hard ons probeer nie. Dis net 'n onskuldige flirtasie. Dit maak geen skade nie. Ek doen niks verkeerd nie. Ek is vry om te doen wat ek wil. Wat ek nou doen, gaan nie my huwelik later beïnvloed nie. Ek dink ek het die verkeerde persoon getrou. Ons is net te verskillend. Egskeiding is my enigste opsie. My huweliksmaat behoort mos te weet wat ek nodig het. Ek hoef dit nie te sê nie. Wanneer die kinders eers uit die huis uit is, sal ons meer tyd maak vir mekaar. Die kans is goed dat jy soos ek ook vriende het of familie het wat ergens hierdie leuns begin glo het. In die Ou Testament dan lees ons van 'n paartjie wat getroud is, maar wat leuns oor die huwelik begin glo het. Dis 'n baie kort boek in die Ou Testament, die boek Hosea, en die man se naam is ook Hosea. Hosea was 'n profeet gewees. Inteendeel, hy is een van die wat ons noem die sogenaamde klein profete, 12 klein profete in die Ou Testament. En Hosea is getroud met 'n vrou met die naam van Gomer. Saam het hulle 3 kinders, 2 seuns en 1 dogter. Dit is 'n baie interessante boek in die Bybel. Want hier is nie net 'n boek wat gaan oor die huwelik nie, maar daar's 'n groter storie agter hierdie storie. Dat God wil ook vir ons iets wys oor sy liefde vir ons as mens. Jy sien, Hosea was 'n profeet gewees en hy het die woord van God gebring, nie net deur woorde nie, maar ook deur dade. En hierdie huwelik met Gomer was 'n beeld gewees van dit wat God wou verkondig. So daar's 'n groter storie aan die gang. Nou, terwille van tyd gaan ek dit nou baie verkort, maar as hulle storie moes afspeel, hulle huwelik moes afspeel in ons dag en tyd, sou ons dit dalk as volg kon invul. Hosea is besig met die bediening, dit gaan goed met sy bediening, en hy's getroud met Gomer, en hulle 3 kinders in die huis. Jy weet hoe gaan dit met kinders in die huis? Dis besig, daar's verantwoordelikhede. Gomer voel dalk met tye sy word nie raak gesien nie. Sy voel sy moet net werk en skoonmaak en alles in orde hou. En die lewe raak vir haar dalk soms te veel. Sy voel dalk onsigbaar. Nou gebruik jy verbeelding saam met my. Op 'n dag, een van haar sosiale media platforms,
ontvang sy 'n direkte boodskap van 'n man wat sy nie ken nie. Sy weet sy moet nie antwoord nie. Maar daar's iets in haar wat voel, ek word raak gesien. Sy antwoord nie net met een boodskap nie. Maar daar begin 'n flirtasie, 'n emosionele verhouding en later 'n fisiese verhouding. As jy kyk na Gomer se storie, kom jy agter dat Gomer het een van die grootste leuns begin glo oor die huwelik wat baie keer ook na ons kant toe kom. Die leuen wat sy begin glo het is dit wat ek nie het nie. Met ander woorde, dit wat ek mis in my huwelik is beter as wat ek tans het. Ons lees byvoorbeeld die volgende Hosea 2 waar dit skryf oor haar lewe. Sy sê Hosea 2 vers 5 sê sy het gesê ek sal agter my minnaars aangaan, hulle wat vir my kos en drank en klere van wol en vlas en olie kan gee. Kan jy sien hoe sy hierdie versoeking, sy het hierdie versoeking amper kos gegee. Dit wat jy nie het nie, dit wat jy mis, is beter as wat jy tans het. Nou, hulle wat skryf en praat oor die huwelik, hulle praat van 'n valstrik, hulle noem hierdie 'n bepaalde valstrik, die 80-20 valstrik van die huwelik. Kom ek vertel jou waar hierdie valstrik gaan. Hierdie valstrik gaan hieroor dat ek die 80% wat ek het in my huwelik begin ignoreer en fokus op daai 20% wat ek nie het nie, wat ek voel ek mis. Nou, ek sien nie eers meer daai 80% raak nie. Inteendeel, ek begin daai 80% te verkleineer en af te maak en hierdie 20% wat ek kort in my huwelik begin ek op te hemel. Hierdie 20% word later vir my 'n droombeeld, 'n alternatiewe lewe. Ek sien hierdie 20% raak in almal rondom my en dis presies wat met Gomer gebeur het. Dis die wysheidsboek Spreuke wat kom en hy praat so in hierdie situasie, in hierdie valstrik in. En dan sê hy vir ons wat getroud is, hy sê, sing die lof van jou eie fontein. Verheug jou oor jou eie vrou. Met ander woorde, hy sê, sien raak wat jy het, sien daai 80%, want wat baie keer gebeur met hierdie valstrik, ons is bereid om daai 80% op te offer, op te gee, vir hy 20%. En sodra ek hy 20% het, kom ek agter, ek besef nou wat ek eintlik gehad het. En dis wat gebeur met Gomer en met Hosea. Gomer is ontrou in die huwelik. En sy gee haarself vir hierdie 20%. En die Here kom en hy kom praat met Hosea en hy gee vir Hosea baie spesifieke opdrag. En die vraag vanoggend is maar, wat doen 'n mens, en dalk het jy nie ontrouheid beleef in jou huwelik nie, maar wat doen 'n mens as jy in jou huwelik beleef, daar's 'n gaping tussen my verwagting. Ek het in die huwelik ingestap met 'n bepaalde verwagting, maar die realiteit is nie dit wat ek gedink het gaan wees nie. Wat maak ek as ek ervaar hierdie gaping begin gevul te word met leuns oor die huwelik? En hoe kan ek dit vul met die waarheid van God? Nou, daar's 'n paar dinge wat ons sien uit Hosea se lewe. Die eerste ding is dit, dat hy sê, en ek wil jou nooi, as jy notas maak, en dalk het jy nodig om dit met iemand te deel, dat Hosea kom, en hy stel gesonde, en ek wil my woorde mooi kies, gesonde, liefdevolle grense in sy huwelik. In Hosea 2 vers 5 en later in hoofstuk 3 sien ons weer van die grense wat hy stel, maar hoor hierdie grense, hy sê, daarom gaan ek haar pad versper, met doringtakke en haar afkamp, sodat sy nie haar planne kan uitvoer. Dit klink amper asof jy iemand nou gevange hou, né? Maar jy moet ook oor die beeldspraak wat hy gebruik. Hy stel grense op in sy huwelik. Die hele boek Hosea kom wys vir ons dat liefde en grense
werk saam. Dis nie die een of die ander nie. Die twee is nie vyande van mekaar nie. Jy sien, liefde in die huwelik sê nie dat ek laat net alles toe nie. En grense help my om 'n veilige huwelik te skep. 'n Huwelik waar daar vertroue is. 'n Huwelik waar daar intimiteit is. Later in hoofstuk 3 kom hy ook en hy praat van hierdie grense wat hy opstel. Wat is 'n grens? En ek hoop jy hoor mooi hier. 'n Grens is nie om iemand te manipuleer of te beheer in die huwelik nie. Dis totaal nou iets anders. Dis gevaarlik. Maar wat is 'n gesonde en 'n liefdevolle grens? Hoekom stel ons grense op? Afgelope paar weke kom ek agter dat ons spandeer baie geld by ons huise aan grense. As jy dink aan die sekuriteitstelsels by ons huise. Duisende rande, energie, parasites, elektriese heininge, kameras, alarms, mense wat patrolleer, duisende rande, energie. Wat doen 'n grens? 'n Grens beskerm dit wat binne is, hou dit veilig. Maar 'n grens hou ook die gevaar buite. En dis presies wat 'n grens doen ook in ons huwelike en in elke verhouding. Dit hou die goeie binne en dit beskerm ons teen die gevaar van buite. Kom ons raak prakties. Hoe lyk grense in ons huwelike? Dit begin by my en my vrou, my man, my huweliksmaat se idee, se prentjie van wat die huwelik is. 'n Huweliksgrens. My verstaan van die Bybel dat 'n huwelik is tussen een man en een vrou. So 'n grens by die huwelik sal sê, daar's geen plek vir 'n derde party nie. Ons stel grense op elke vlak van ons menswees in die huwelik. Iets so prakties soos byvoorbeeld finansies. Waar jy dalk in jou huwelik sê, maar ons gaan 'n grense opstel, hier gaan sekere beginsels wees in ons finansiële wêreld waarmee ons leef, daar gaan sekere aankope nie gedoen word bo 'n bepaalde bedrag waarvan ons albei nie weet nie. Ons gaan praat oor hierdie aankope wat ek doen. Ek gaan nie aan die einde van die maand 'n verrassing kry op my bankstaat en sien, maar wat is hier gedoen nie? Maar dis 'n grens. Daar's grense wat ons soms opstel as dit kom by ons ouers of ons skoonfamilie. Ek weet nie of ek dit mag sê nie, maar gelukkig vir my bly my skoonfamilie oor die grens. Ver, Nieu-Seeland. Jammer skoonma as jy luister. Maar dat ons sê, daar sekere grense wat ons opstel, ons gaan nie net aandag gee aan een familie nie, maar hier's dalk twee familie, of dalk meer as twee families in hierdie gesin. Familiegrense. Daar's grense wat ons opstel as dit kom by ons deursigtigheid, ons vertroue. Ons deel ons wagwoorde van mekaar. Daar's niks wat ek wegsteek nie. My huweliksmaat het toegang tot enige van my toestelle. Het toegang tot dit. Ons is deursigtig, maar ons laat toe dat elkeen ook sy privaatheid het. So ek gaan nie stilletjies terwyl jy stort jou goed deursoek nie. Ons lewe met deursigtigheid. En ek het jou wagwoord. Daar's niks wat ek wegsteek nie. Daar's soveel grense en ek wil jou nooi, ek ken nie jou huwelik nie, maar wat 'n gesonde, liefdevolle grense het jy nodig om op te stel? Dis in die boek Hooglied, en as jy onthou, Hooglied, as jy nou die 3 weke saam met ons gestap het, Hooglied hierdie erotiese liefdesliedere tussen man en vrou. En dan die bruidegom, die man praat met sy bruid en hy sê, en dis wat gebeur wanneer ons nie grense opstel nie, daar's hierdie klein dinge wat insluip, soos jakkalse, wat ons huwelik kan vernietig. Hy sê, vang vir ons die jakkalse, die klein jakkalsies, wat die wingerd verniel, ons wingerd wat al bot. Dis daai klein dinge wat ek toelaat, waar daar nie grense is nie, en later word hierdie die gevaar in my huwelik, wat my huwelik opmors. Daar's 'n tweede ding wat Hosea vir ons kom wys, en ek het nogal gesukkel hierdie week om te verwoord wat hier gebeur. Maar die tweede ding wil ek so noem, ek wil vir jou noem om te sê, dat elke uitdaging wat jy beleef, wat ek beleef in ons huwelik, dat ons daai uitdaging sal beleef en sal ingaan
met hoe God ons liefhet. Die Here kom en hy kom gee vir Hosea 'n baie unieke opdrag. Nou Hosea, sy vrou was ontrou gewees. Hy het die reg gehad om haar te skei, alle reg en rede gehad om hierdie verhouding, hierdie huwelik te beëindig. En nou kom die Here na hom toe en hy sê vir hom in hoofstuk 3 vers 1, hy sê, die Here het vir my gesê, gaan knoop weer 'n liefdesverhouding aan met 'n vrou wat vir ander mans lief is en egbreek pleeg. Net soos die Israeliete vir wie ek is, vir wie ek die Here lief het, ander gode aanhang en lief is vir rosyntjiekoeke. Daai rosyntjiekoeke verwys na wat gebruik was in afgodediens. Die Here gee vir Hosea 'n spesifieke opdrag. En hierdie is nie noodwendig die opdrag vir jou en vir my nie. Jy sien, want soos ek in die begin gesê het, dat hierdie boek gaan nie net oor 'n gebroke huwelik wat herstel nie. Daar's 'n groter prentjie. Hierdie is 'n profetiese woord van God af, waar hy sê, ek wil iets uitbeeld van my verhouding met die mens. Maar wat ek wel vandag weet, is dat jy en ek nodig het om elke uitdaging van ons huwelik te benader met hoe God ons liefhet. Wat bedoel ek daarby? Hosea 3 is 'n uitstekende hoofstuk. Dit is so 'n hartroerende, emosionele, diep teologies gelaaide hoofstuk in die Bybel. Een van die kortste hoofstukke in die Bybel, net 5 verse. En tog soveel diepte. Maar dis in hierdie hoofstuk dat hy vir ons kom wys deur hierdie verhouding tussen Hosea en Gomer, die herstel wat plaasvind, hoe die liefde van God lyk. Ek ken nie jou huwelik nie. Ek weet nie van die uitdagings wat jy beleef nie. Maar in my interaksie met mense kom ek agter dat ons beleef soms baie moeilike dinge in ons huwelik. Komplekse moeilikheid. En daar's nie een antwoord vir almal nie. Daar's ook nie maklike antwoorde nie. En daarom gaan ek nie vanoggend hier kan staan met 'n vroom gesig en vir jou maklike antwoorde vir jou situasie kan gee nie. Dis onmoontlik. Maar wat ek vir jou kan offer is om te sê, ek wil jou nooi om die liefde van God te neem na jou unieke situasie. Hoe lyk die liefde van God in Hosea 3? Kom ek noem 'n paar goed. Die liefde van God is 'n liefde wat ons najaag. Dit sluit aan by Romeine 8 wat vir ons sê, of 5 vers 8 wat sê, God bewys sy liefde aan ons. Toe jy en ek nog sondaars was, sê hy het sy seun gestuur om vir ons te sterf. So hierdie liefde, heel eerstens is 'n liefde wat sal aanhou najag, selfs al draai ons rug op God. Dis wat hy vir ons wil uitbeeld. 'n Volk wat aanhou sy rug draai op God, maar God wat najag. Maar die tweede ding wat ons in Hosea 3 sien is, dat hierdie liefde is ook 'n liefde wat vergewe. Vergifnis is so moeilik. Jy het al beleef hoe moeilik dit is. Maar in Hosea 3 kom hy en hy kom wys vir ons, hy vertel vir ons van Hosea wat na Gomer moes gaan. Nou as gevolg van haar ontrouheid, raak sy betrokke in prostitusie, sy word verkoop as 'n slavin, en Hosea moet sy vrou terug gaan koop. Hy moet geld uithaal, fisies geld, en van sy hulpbronne uithaal om haar terug te koop. En dit wys vir ons iets van die liefde van God. Dat hy sy seun Jesus Christus gegee het, en die prys is betaal vir jou en my. Dis die evangelie, dis die goeie nuus. Sodat jy en ek vergifnis kan beleef, vryheid kan beleef, en verhouding met God kan staan. En dan derdens kom hy daar in vers 3, nou vers 2 kom hy en hy kom koop sy vrou terug, en ons sien die vergifnis van Jesus Christus. En in vers 3 praat hy van grense wat opgestel is, want hierdie liefde is nie sonder grense nie, hy selfs bepaalde grense. En wanneer ek met die liefde van God in enige situasie instap, sê dit ook, ek kom met vergifnis, maar ek kom ook met grense. Want vergifnis beteken nie, ons gaan maar net aan soos wat alles altyd aangegaan het nie. Daar's sondebelydenis nodig. Daar's seker ding wat ek moet laat staan, 'n lewe wat moet verander, 'n bekering wat moet plaasvind. En dan sien ons hoe daar herstel plaasvind, ook in hierdie huwelik. Wanneer ek hoofstuk 3 lees, kom ek agter
en ek sien dit in die praktyk ook, dat daar is hoop vir elke huwelik. Vir jou wat dalk hier sit en wat dalk dink jou situasie is hopeloos, egskeiding is dalk jou enigste opsie. Daar's hoop. Daar's hoop in Christus Jesus. Maar dit bring my by die derde gedagte, dat ons het nodig om die lente reën in ons huwelik te ervaar. Dis wanneer albei partye kom en bereid is om alles oop te maak vir God, ons hele lewens oop te maak vir God, vir 'n vernuwingswerk. Hosea 6 vers 3 kom en hy sê, kyk wat sê hy, sê, kom ons wy ons aan hom toe. Nie Gomer, kom, laat met 'n verandering in jou lewe plaas, kom ons, ek en jy, kom en ons wy ons aan God toe. Kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy. Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom. Hy sal na ons toe kom soos stortreën. Hy sal ons verkoop soos die lentereëns die grond verkoop. Hoe toevallig is dit nou vanoggend dat ons op hierdie oggend die lentereën hier buite beleef. Die lentereën, dink saam met my oor die lentereën. Dit praat van God se getrouheid, wat verfrissend kom na ons as mens. Lente kom altyd na die winter. En die lentereën is nie hierdie stormreën nie, dis 'n deurlopende reën, dit deurdrenk, dit gaan diep in die grond in. Wanneer jy en ek ons hart oopmaak, ons harde baie keer, kom lentereën en hy kom verfris, en hy kom versag, en hy dring deur tot in die wortels van ons wese. En dis hoe herstel ook in ons lewens werk. Dis hoe herstel in ons huwelike werk. Dis een gesprek op 'n keer. Dis een daad van vergifnis per dag. Dis een besluit, een klein besluit, wat my in 'n nuwe rigting vat, elke dag. En ek wil jou vanoggend hier teen die einde van hierdie reeks uitnooi. Dis lente. Mag die lente en die liefde lepel hê in ons huwelike. Mag ons, maak nie saak of jy vandag 'n jaar getroud is, 'n paar maande getroud is, of meer as 50 jaar getroud is, maar mag elke huwelik hier vandag lentereën beleef. Mag jy oop wees daarvoor. En mag jy ervaar in jou lewe, soos wat ons in die natuur rondom ons dit ervaar, dat God deur sy lentereën jou huwelik voorberei vir nuwe groei en vir nuwe vrug. Ek wil vra om saam met my vanoggend te staan, en as jy vanoggend saam met jou huweliksmaat hier is, om haar of sy hand vas te vat, en kom staan saam in gebed. Kom staan, dankie. Jy is welkom om jou maat om die lyf te neem of hande vas te hou. En dan bid ons ook 'n seëngebed oor ons huwelike. Here, dankie vir elkeen van die huwelike vandag hier verteenwoordig. Dankie vir u lentereën. En ons wil ons hart en ons lewens wyd oopmaak, dat u lentereën sal kom verfris. Dat u lentereën diep in ons hele wese ons sal kom voorberei vir nuwe vrug, nuwe lewe in ons huwelike. Dankie Here, ons besef die huwelik is vir u so belangrik. Ons wil leef vanuit hierdie groot waarheid, dat ons is bruid van Christus. Mag dit oorspoel in ons huwelike. Mag dit oorspoel in elkeen wat vandag hier staan en enkellopend is, in ons enkellopendheid. En mag die wêreld rondom ons iets van die koninkryk van God beleef, wanneer hulle ons huwelike sien. Dankie Here vir herstel, dankie vir vergifnis, en dankie vir groei. Ons bid dit in u naam. Amen.